selle en elektrolytiese selle. Elektrochemiese selle is waar jy volts maak. Jy skep 'n potensiaalverskil. Hoekom is jy laat? Hier gaan buite bly volgende keer. Waar is die regan? Ek doen elke les. Alright. Elektrochemiese selle is waar jy volts maak en uit 'n soutbrug, so daar is jy half clue vir die een, en die elektrolytiese sels kom nog daarby gaan 'n battery hê. Geen soutbrug, 'n battery. Okay, so as jy besig met die elektrochemiese selle, wat is dit? Jy begin met chemikalieë en jy maak volts, jy maak 'n stroom. Okay, en ons is besig om te kyk hoeveel volts maak dit en of dit volts gaan maak. Okay, so dit is waar ons nou is op bladsy 6, nommer 2. Nou hulle vra vir jou daar, skryf die netto selreaksie neer. Nou voordat jy dit kan doen, moet jy vir my eers oopmaak by tabel 4b. So ek hoop jy het hom die hele tyd in hierdie hoofstuk langs jou oop. Tabel 4b. Kyk, en ek wil hê jy moet vir my gaan soek vir aluminium, wat is dit, aluminium silwer, nee. Aluminium en, wat is silwer se simbool? Ag, jy moet hierdie tipe goed weet. Silwer, okay. So daar is daar die twee, dan moet jy weet, so, hier staan vir jou aan die regterkant geskryf, toenemende sterkte van reduseermiddels met 'n pyltjie wat opwys. Dit sê vir jou, jy weer, jy moet my fokus. Ek het tabel 4b oop langs jou. En jou notas. Dankie. En dan later. Goed, jy moet weet die ding wat hoër op is die sterker reduseermiddel. Wat beteken dit? Dit beteken hy word geoksideer. Okay, jy moet dit weet. Goed, so, jy gaan nie jou tabel, jou bladsy 2 moet deel. So, vir die netto selreaksie het ons die oksidasie-halfreaksie en die reduksie-halfreaksie. Die oksidasie het ons nou gesien is aluminium. So dit beteken aluminium gaan na aluminium 3+ toe en hy verloor 3 elektrone. En die silwer een lees jy van links na regs, Louis Henry, jy moet fokus. En dit is die silwer ioon kry 'n elektron by en dit slaan neer as silwer. Nou hulle vra vir die netto selreaksie of hulle vra vir die redoxe reaksie. Dit is waar jy die twee bymekaar tel. En dan wanneer jy die twee bymekaar tel, wat moet jy doen? Binne. Hallo? A chair. Yes, you can. There's anyone. Okay, dankie. Right. Dian, wanneer jy die netto selreaksie neerskryf, waarvoor moet jy kyk? Wanneer jy die netto selreaksie gaan neerskryf, waarvoor moet jy kyk? Netto is wanneer jy nou hierdie twee goeders bymekaar tel. Jy kan iemand in die audience, jy kan nie, jy vra vir die audience of jy bel iemand. Ek bel iemand. Wie bel jy? Ek bel vir Linden, incoming call. Help my asseblief. Wat? Norre, ou. Bom, 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 verloor jy al jou geld. Sê weer? Elektrone uitkanselleer. En hulle doen nie, daar's 3, daar's 1. So jy moet regdeur hier maal met 3. Nou kanselleer die elektrone uit. Hoor jy Dian, hoor jy Linden? Dankie. So aluminium plus 3 silwer ione gee vir jou aluminium ioon en 3 silwer molekules. Daai is jou netto reaksie. Nou vra hulle vir jou by B vra hulle vir jou die EMK van die sel en dit is wat ons nou laas het donderdag mee geëindig het. Vir die E sel is dit die E katode
minus die E-anode. Nou, daar's 3 formules waarvan jy kan kies. So jy hoef nie die formule te gaan neerskryf nie, jy kan enige een van die 3, die is net die kortste een en daarom is ek lui en kies hom. Okay? Nou, is dit kathode? Ja, dit is kathode. Sy weer. Waar sal ons die kathode vind? By die reduksie of die oksidasie halfreaksie? Hoe weet jy dit? Dankie, daar is die kathode, hierdie is die anode. Dan moet jy gaan kyk vir my, Charles, op tabel 4b. Wat is aluminium se wils wat hulle vir jou daar gee? Sê weer aluminium, 1.66. Minus 1.66. Jy moet nou minus sê, en silwer sinne? Nee. 0,8. Alright, so nou gaan ek dit gaan invul. Die kathode is 0,8 minus 1.66 en Hendrik sonder sakrekenaar. Ja, om met jou sakrekenaar sien ek. Het jy dit gedoen? Regtig? 2.46 wat? Okay. Dan sê dit vir jou, skryf die selnotasie neer. So jy skryf die naam van die sel neer of skryf die selnotasie neer. Okay. So, vir die selnotasie is dit wat ook al gebeur by die anode, dubbel vir 'n soutbrug en dan wat ook al gebeur by die kathode. Okay, so by die anode, wat het ons gehad daar, so by die oksidasie halfreaksie, so het begin by aluminium en dit het aluminium-ioon geword. Okay, maar vir die selnotasie moet jy die fase byskrifte gaan neerskryf. En ek het jou gesê aluminium is 'n solid en enige iets wat 'n ioon is aqueous. Dan 'n dubbel lyntjie. Nou jy skryf nie die 3 en die 2 en die wat ook al waarmee jy gemaal het nie, was jy notas my ou. Okay, goed, aluminium 3+, en dan wat ook al gebeur by die kathode, by die reduksie halfreaksie is dit van die silwer ioon na silwer neerslag, en ek het nou net gesê, jy skryf nie daai 3 en goeders neer nie. Okay, so jy gaan van die silwer ioon af, aqueous, na die silwer solid, en daar's geen linden, platinum of wat ook al nodig nie, want aluminium en silwer kan hulle eie elektrodes wees. Ok, goed, dan by vraag D, vra ek vir jou MW, gee my die naam van die reduseermiddel. Waar vind jy die reduseermiddel? By die oksidasie of reduksie halfreaksie? By die oksidasie halfreaksie kry jy die reduseermiddel en dit is altyd die ding waarmee jy begin. Okay, so sy naam is aluminium. En hoe spreek jy Amerikaners dit uit? Aluminum. Okay, dan eers jy vir jou gee die formule van die oksideermiddel, Anke? Net Ag. Altyd die ding waarmee jy begin, soos Ag plus die ioon. So dit is Ag plus silwer ioon. So as jy dit vir jou gevra het, gee die naam van die oksideermiddel, so gesê silwer ioon. Okay, dan vra hulle vir jou F, wanneer sal die EMK van die sel 0 wees? Frederik? Wanneer sal die EMK van die sel 0 wees? Sorry, ek gaan vir jou 2 opsies gee. Okay, so ons het nou hierso, basically, ek weet hierdie is nou koper en silwer, maar ons het aluminium en silwer, aluminium sal oksidasie wees, so hier sal ons 'n stukkie aluminium hê, wat nou in oplossing gaan, so hy gaan weggevreet word, en dan het ons nou die silwer elektrolyt en elektrode hier, en die silwer slaan neer hier, so as silwer. So, Frederik, jou opsies is, my vraag is, wanneer is die EMK van die sel 0, wanneer is die battery pap, wanneer gaan die ding nie meer werk nie? Is dit, wanneer die aluminium stokkie
op is, leeg is, daar niks meer is van hom nie, opgelos is, of is dit wanneer die silwer elektrolyt se konsentrasie 0 is? Hoekom? Want dit kan of hierdie ene wees, of hierdie ene wees, of albei gewees, gelyktydig, maar vir 'n aluminium silwer elektrochemiese sel is dit wanneer die silwer se konsentrasie op is, maar hoekom? Ja? Yes. 1 aluminium los op is aluminium 3+. Wat beteken hy gee 3 elektrone af en hierdie kant gaan nou 3 elektrone 3 silwer ione uit oplossing uittrek. So 1 aluminium moet of vat 3 silwer ione. So hierdie een se konsentrasie gaan eers op wees. Okay, so waar is dit nou hierso? Wanneer sal die MK van die sel 0 wees? Wanneer die konsentrasie van die silwer ione in oplossing wanneer op is of 0 is gelyk aan 0 is. En hoekom? Want 1 mol aluminium wat oksideer neem 3 mol silwer ione uit oplossing. Goed, so, ons het gesê ons gebruik daai E-selle, daai wils, vir 2 redes. Nommer 1 om te kyk wat is die wils van die batterytjie wat jy maak. En nommer 2, kan ek maar omblaai. Nommer 2, om te bepaal of 'n reaksie wel gaan plaasvind of nie. Is hierdie reaksie wat ek nou beplan, gaan dit spontaan gebeur of nodig dit 'n bietjie ekstra energie of hulp. Okay, so ons gaan nou volgende kyk na die voorspelling van redoksreaksies. Gaan hierdie reaksies plaasvind? En hierdie hierso is nie 'n definisie nie, dis maar net of die reaksie gaan plaasvind. Wanneer die sel wat jy nog gaan uitwerk, die wils van die sel, wanneer dit positief is, menende jy kry 'n getal groter as 0, dan sal die reaksie spontaan plaasvind. Okay, maar as dit negatief is, dan gaan dit nie plaasvind nie. Bylyn as jy op die woon. Sit hom weg, ver weg. Okay. Goed, so hulle vra vir jou, is die volgende redoksreaksie 'n spontane reaksie? Gaan dit plaasvind? Okay, so kom ons kyk gou wat het ons hierso. So ek gaan so 'n bietjie beplanning doen hier aan die regterkant. Ons het koper wat gaan na koper 2+ toe en ons het sink 2+ wat gaan na sink toe. Okay. En ek wil weet, gaan hierdie reaksie spontaan plaasvind? Rikus, koper na koper 2+, is dit die oksidasie of reduksie halfreaksie en hoekom? Skien van 2 is of jy reg of jy is verkeerd. Sê vir jouself, wat het gebeur? Het hy elektrone verloor of gekry? Hy het elektrone verloor, loss of electrons, spoil, oxidation is loss. So hy het elektrone verloor, so daarom is hierdie die oksidasie halfreaksie. Dan ammonium, sink is dan die reduksie halfreaksie, want hy het elektrone bygekry. Ammonium, jou vraag is, watter een is die anode, watter een is die katode? Die oksidasie is die anode, want A en O is klinkers. En dan Henk, wil ek hê mens op tabel 4b gaan kyk, wat is koper se wils en Louis Henry, wat is sink se wils? No, plus of minus? Plus. 0.34 6. Okay. Ek het julle nog glad nie gecheck nie, ek trust julle nou, hoor.
Goed, nou ek wil kyk, gaan hierdie reaksie spontaan plaasvind? So wat ek gaan doen is, ek gaan die E-sel gaan uitwerk. Wat is E-katode minus E-anode? Kyk, die katode het ons gesê, is die reduksie en hy is en die anode is by die oksidasie wat 0.34 is. En as jy daai som doen, Ardo, kan jy dit in jou kop doen? In jou kop? Jy kan! 7 plus 3 is wat? 10! 6 plus 4 is? My maggie, so die antwoord is? Nee, ja. My maggies. Dankie sakrekenaar. So Amorey, gaan hierdie reaksie spontaan plaasvind? Nee, hy gaan nie, want die E-sel is kleiner as nog. Kyk. Goed, volgende ene vra hulle vir jou. Sal ystervuilsels reageer met verdunde soutsuur en waterstofgas vorm? Kleiner as nou. Kyk, Leandri. Wat die hel? Wat gaan ons doen? Ja, gaan jy beplanning doen? Wat gaan jy nou beplanning doen? Oké. Het jy die reaksie? Oké. Dan vorm hulle sê vir jou waterstofgas vorm. So H2 gaan vorm. En wat oorbly, en hierdie is nou die moeilike deel, FeCl2 gaan vorm, by the way. Ja. Maar hulle vra, gaan dit vorm? Ons gaan kyk, is hierdie 'n moontlike reaksie wat sal gebeur? Ok. Goed, so as ons hierna kyk, dan sien ons, yster word yster 2+. En hoe weet ek dit? Want chloor is -1, so yster moet 2+ wees. Dan het ons Cl- is bly Cl-. So wat nou mens iets, John Marie, wat nou weer nie sy oksidasiegetal verander nie. Soos party van die kinders in hierdie klas, hulle neem nie deel in die klas nie, hulle is wat? In die lewe, in die game van die lewe. Ek kan ruggraatlose mense hê wat deelneem. Dan wil ek by jou weet, Gina, yster, het sy oksidasiegetal toegeneem of afgeneem? Pieter. Ek wil weet, yster, is dit geoksideer of gereduseer? Sjoe. So, dis tussen 'n katalisator en 'n elektrolyse. Nee, van daai twee nie. Nee. Call a friend, ask the audience 50-50. Ek wil net geweet, wat is 'n katalisator wat nie deelneem aan lewe nie? Hy neem deel aan die lewe. Okay, wag, ek sien waar julle vandaan kom, maar nee. Jou opsies is dit
dit 'n wag, ek dink net gaan die woord 'n kompleks ioon of is dit 'n toeskouer ioon? There we go. 'n Toeskouer ioon. Gina, wat het met yster se oksidasiegetal gebeur? Toegeneem, afgeneem? Sê weer? Nee man, kies een. Dis of reg of jy is verkeerd. Hy het toegeneem. Sy oksidasiegetal is sy lading, sy valensie. Yster se valensie was 0 en nou is dit 2+. So hy het meer geraak. Nee? As dit 2 minus word, dan het hy minder geraak. Ja. Al het sy oksidasie getal geneem uit elektrone. Ja, Pieter se vraag. Pieter, wat se halfreaksie is dit? Nee, oksidasie, want hy het elektrone verloor. Okay, so hierdie is ons oksidasie halfreaksie. En dan het ons hierso waterstof is 'n plus en hier is hy so is sy valensie 0 want hy's op sy eie en hy het nie 'n valensie nie. So wat het met hom gebeur, Bylin? Met waterstof? Dankie Linden. Linden, hoeveel elektrone het daarbij gekry? Hy het 2 want hierdie reaksie was nie gebalanseerd nie. Daar korte 2 en daar korte 2 en daar korte 2 om hierdie 2 waterstoffe te vorm. Anyway, ons het ons oksidasie halfreaksie, ons het ons reduksie halfreaksie. Diana is terug by jou. Ek wil weet wat is sy volts? Xavier, ek wil weet wat is sy volts? En Charles, by jou wil ek weet watter is die kathode, watter een is die anode. Ja, Xavier, jou hand is op. Wat? Want jy wil mos 2 by ons afsit, dan ook 2 by kloor wees. Nee, daar moet absoluut niks wees by kloor nie. Daar is klaar 2 klore, daar is 2 waterstowwe, 2 klore en waterstowwe. Hier kry geen elektrone nie en hy vat geen elektrone nie en hier het hy 2 elektrone afgegee. Sharp, Dian? Plus 0.77. Ek nee, dit is nie. Wel, hulle soek Charles, wat is die kathode, watter een is die anode? Yster is die anode en die Hoe weet jy dit? is die oksiderende. Nie middel nie, reaksie. Die oksidasie reaksie. Tiaan, wat is dit? Ons wag. Nee. Ja? So as daar 3 betrokke is dit Hierdie een is die toeskouer ioon, absoluut niks gebeur met hom. is dit dan 'n groot kans as daar 3 elemente is wat een helder toeskouer. Daar gaan al die toeskouer ioon wees. Minus 0.44. My magies, jy kan toe 'n grafiek lees, of tabel lees. Sy weer? No. So, ons gaan skryf daarso E sel is E kathode minus E anode. Skryf jy elke keer alles uit, Linden? Okay, hierdie is 0 minus 0.44. Sekere volts van 0.44 volts. Dit wil sê, ja, hy gaan reageer, want die E-sel is groter as 0. Want hy is groter as 0. Ja, want hulle vra vir jou hoekom of sal hy reageer, so jy moet 'n rede gee. Ja? Juffrou, in die vorige vraag het ons 'n negatiewe antwoord gekry net om te bepaal of dit spontaan gebeur of nie. Maar as hy nou kleiner is as 0, beteken dit hy reageer in elk geval. Hy reageer. Al dis dit nie spontaan nie, hy het tog gereageer. Hy het nie gereageer nie. Hierdie sal nie plaasvind nie. Sal die volgende reaksie plaasvind? Nee. Hy is so spontaan plaasvind. Hy kan plaasvind as jy hierdie aansuur, as jy suur gekonsentreer by sit en die elektrolyt warm maak.
dan sal hy 'n bietjie reageer, maar hy sal nie super baie reageer. Okay. Goed, volgende. Hulle sê vir jou hierso, meeste reaksies is omkeerbaar tot 'n mate. So jy kan heen en weer gaan. Die EMK, die walks, hang af van die konsentrasie van die ione, temperatuur en as wat druk is, druk van die gasse. Net gou vinnig opdaai noot. Heinrich, ons het gepraat daarvan standaard kondisies. Wat is standaard kondisies in terme van konsentrasie en temperatuur? En weer in chemical? As jy dit so beantwoord, dan kry jy 0 in die eksamen in plaas van 2. Hoekom? Die temperatuur van die oplossing moet 25 grade Celsius wees en die konsentrasie van die oplossing of elektrolyt. Jy kan sê elektrolyt of oplossing. So 'n vloeistof. Okay. Goed. Nou sê hulle vir jou, as jy daar is, sal die konsentrasie van die reagente afneem en die produkte toeneem soos wat die reaksie aangaan. Dit is al KC hoofstuk wat ons gedoen het, né? Die tempo van die voorwaartse reaksie neem af, wat die sel se vermoë om elektrone in die eksterne stroom te laat vloei en daarom ook die EMK laat afneem. As jy onthou, as ons gedoen het daai hoofstuk van tempo, dan het hy die tempo van die voorwaartse reaksie groot begin en dan plat hy af en die tempo van die terugwaartse reaksie klein begin en dan plat hulle af en hierso waar hulle gelyk raak daar is ewewig. Onthou julle dit? Ja? Goed, so dit maak vir ons sin. Soos wat die reaksie voortgaan, so word die konsentrasie van die oplossing minder, jou elektrode, die stof word minder, so die reaksie gaan al hoe stadiger en ek voel julle almal het al dit ervaar in julle alledaagse lewe, jou foon se battery word al hoe papper, as jy, ek weet dit elke liewe dag, my kinders is ek 'n remote control karretjies wat ek al batterye die hele tyd moet laai en soos wat die battery papper word, jy weet, gaan die karretjie al hoe stadiger, julle almal weet wat ek praat, nee. Goed, nou, die EMK van die sel sal uiteindelik 0 wees, 0 bereik, wanneer die ewewig bereik word, wanneer hulle equilibrium, sy mooi Afrikaanse woord is eintlik ewewig, bereik word. Okay, die reaksie kan nog steeds aan die gang is, maar daar's nie 'n potensiaal verskil nie. Goed. Nou, op bladsy 8 gaan ek nie baie sê nie, want jy hoef nie baie te weet hier nie. Wat jy moet weet is, ons kry 2 soorte batterye. Ons kry primêre batterye en ons kry sekondêre batterye. Primêre batterye kan nie herlaai word nie, kan hom nie charge nie, en sekondêre batterye kan gecharge word. Hier gee ek vir 2 voorbeelde van primêre en sekondêre batterye. Hierdie is gewone AA batterytjie en hierdie is 'n loodsuurbattery soos wat in 'n kar gebruik word of whatever. Okay. Nou, jy hoef nie baie hierso te weet nie. Wat jy moet weet is jy moet kan identifiseer. Sê nou maar hulle gee vir jou hierdie 2 halfreaksies. Moet jy kan identifiseer watter een is oksidasie, watter een is reduksie. Hoe kyk jy daarna? Jy kyk na wat gebeur met die elektrone. Hierdie een gee elektrone af, so is oksidasie. Hierdie een kry elektrone, so is reduksie. Yes? Watter een is by die katode, die anode. By die anode is oksidasie, watter is by die reduksie is die katode. Yes? Is julle met my? Dan sê nou maar hulle vra vir jou hierso by die katode, watter een is die oksideermiddel? Die oksideermiddel. Nou as jy sê, okay, middel is die ding waarmee jy begin. Ons begin hier met 3 goeders. Elektrone is nooit die middel nie. So dis of ammoniumioon of mangaandioksied. Okay? Kom ons kyk gou watter een is dit. Stikstof hierso, se valensie is -3 en aan hierdie kant is sy valensie -3. So niks het met hom gebeur nie. Waterstof se valensie is +1. Waterstof se valensie is +1. Juffrou, hoe weet jy dit is +1? Ek weet dit so. So, ons moet kry dat dit gelyk aan +1 is. So, x plus
plus 1 en hoeveel plus 1 is daar? 4 moet vir jou gee plus 1. Waterstof is altyd plus 1. So hierdie kant het jy 'n plus 4 en dit moet gelyk wees aan 'n plus 1. So x moet gelyk wees aan minus 3. Ons het dit laas jaar gedoen. Dis wat ons die hele hoofstuk lank laas jaar gedoen het. Okay? So hier is sy valensie minus 3 en aan hierdie kant doen jy presies dieselfde. Waterstof is plus 1. So daar's 3 van hulle, so is plus 3, so dan sit jy in 'n minus 3. So sy valensie het niks meer oorgekom nie. So kan jy aangaan, as jy hierdie kant kyk, mangaan is hierso plus 4 en hierso is hy plus 3. So wat moes gebeur het, hy moes elektrone bygekry het. Okay, so hierdie is my oksideermiddel. Okay. X plus 2 maal minus 2, want suurstof is minus 2, geef jou 0. Hoekom 0? Want hy het nie 'n lading daarbo nie. So wat is x? Positief 4. Hierdie kant het jy 2 maal met x plus 3 maal met minus 2 geef jou 0. Kom 0, want sy valensie is 0. So jy het minus 6, 2x is gelyk aan minus, of eintlik plus 6, sorry, want hy gaan oor die ander kant toe. So x is gelyk aan plus 3. Maar die boonste is dan 4. Ja? Wow, lekker. Om te gaan van plus 4 na plus 3 moes jy 'n negatiewe ding bygekry het. En die persoon van die datum is Waar is die ene? die 2 maal 4 1 keer op die groen. Daai ene. Die verwil op dit net. Nee, daarbo is het ek hom gedoen. Ja, Moet ek hom verduidelik? ja, dit is Ek wil weet wat is n, so hy is x. Daar's 4 maal met waterstof is plus 1. 4 maal met plus 1. En hierdie hele ding se valensie is plus 1, is gelyk aan plus 1. En dan sien jy mos nou plus 4. En as jy plus 4 aan die ander kant toe vat, dan word dit minus 4. So 1 minus 4 gee vir jou minus 3. Sharp. Okay, so moet jy dit kan identifiseer, maar jy kan dit uitfigure. So jy hoef nie hierdie goeders uit jou kop uit te gaan leer nie. Jy moet net weet, as oksidasie was 'n reduksie, middels. Sharp. Okay, dan die volgende ene is die loodsuur self van 'n kar. So hierso binne-in is 'n sibe. Amper soos wat 'n membraan is in jou selle of jou vel. So daai vloeistof, die elektrolyt kan deurvloei. So hierso praat ek daarvan en ek vertel vir jou wat gebeur. Hierso is die twee halfreaksies. Weereens, jy moet net kan identifiseer wat is oksidasie, wat is reduksie. Kyk. So presies dieselfde soos hierbo. So jy hoef nie hierdie goed uit jou kop te gaan leer nie, glad nie. Hulle vra dit nie in elke eksamen nie. As hulle dit vra vir 'n multiple choice vraag of so, dan moet jy dit net kan identifiseer. Okay. Yes. Julle met my. Nou wil ek gaan na die multiple choice somme. Nou gaan al die somme of vrae doen, al het julle dit nie gedoen vir huiswerk nie, okay? Want ek wil van hierdie goeie saam met julle gedoen het. Okay. Hulle vra vir jou daar, ek hoor net gou tabel 4B, hierso. Okay, kan ek sien wie gebruik tabel 4A's? Ek is net nuuskierig. Iemand by ekstra klasse of YouTube video wat 4A vir jou verstaan? Nou jy kan, jy mag, daar's niks fout daarmee nie. Ja. Sê weer? Hier is nie so daar. Anders onbaar. Ja. Buisiekie. Ja. Okay. Ai, togie. Ai. Goed. So, hulle sê vir jou daar, watter een van die volgende houers kan gebruik word om ystersulfaat oplossing te stoor? So het jy geweet, jy kan nie enige oplossing in enige houer bære nie, want die houer kan self dus integreer of begin reageer met die vloeistof wat jy daarin sit. Okay, daarom is glas die beste houer of sekere tipe plastieke. Anyway, nou sê hulle vir jou, jy het 'n ystersulfaat oplossing en watter
houer kan jy daarvoor gebruik. MW, jy sterend. Ek het verstuk, dit was nie Okay, dan het jy groter probleme. Goed. So, hoekom waarvoor soek ons nou? Ons wil nie hê die yster, so dis yster 2+, moet gaan na yster toe. Ons wil nie hê die ystersulfaat moet neerslaan as yster en dan moet die sulfaat gaan reageer met een van hierdie twee nie. So ons wil nie hê 'n elektrochemiese sel moet vorm nie. Okay, dis wat ons wil nie hê dit moet gebeur nie. So as hulle vir jou stories vra, jy sal sien ek dink ons gaan nog 3 sulke multiple choice somme doen. Dian, jy moet fokus vir my. Draai vorentoe, haal jou voete af. Okay. Jy gaan soek vir Jy gaan soek vir hierdie goeters op jou tabel 4B, sowel as yster 2+. Okay. So dis waant ons gaan, ek soek vir yster 2+, so yster wat gaan na yster 2+ daar. En dan die 3 goeters wat ek daar het is wat? Gaan iemand vir my lees? 4 goeters. Wat is goed sê hulle? Aluminium en nikkel, waar is nikkel? Daar is nikkel. Magnesium en sink. Okay, so daar is hulle. So, ek wil nie hê 'n Z moet gebeur nie. Ek wil nie hê hy moet gaan van yster oepsie. Yster 2+ na yster toe nie. So ek wil nie daai Z hê nie. Okay, so daarom is nikkel die opsie wat ek kies. Of as hulle soveel vra, gaan highlight jy dit so en dan is net een regte antwoord. Dan kyk jy die een wat die uitsonderings. Hulle is almal bo hom. So dan moet die een wees wat die uitsonderings op hier reël. Ja. As daar meer as een onder is, van jou die beste keer. Kies jy die een wat die verste weg is. Okay. Waar is ek nou? Ek is hierdie kant toe. Goed. So nikkel is dan die opsie. Right, nou vra hulle vir jou. Watter stelling is korrek vir die sink, koper, galvaniese sel wat onder standaard toestande werk? Spos het gou vinnig MW, ek dink ons is by jou. Is ons by jou? Ons is by jou. Wat is standaard toestande nou weer? 25 grade temperatuur. Nee. Die temperatuur van die elektrolyt moet wees. En? Die konsentrasie van die elektrolyt moet 1 mol per desiliter. My maggies. Okay, goed. Right. So hulle wil weet watter een van die volgende stellings is korrek. En nou moet ek gaan eers gaan uitfigure, maar wat is my reaksie? Wat sê is oksidasie, wat sê is reduksie? So terug na tabel 4B. Ons moet koper hê en ons moet sink hê. Daar is sink en daar is koper. So tussen die twee van hulle gaan sink die oksidasie helfreaksie wees en koper gaan die reduksie helfreaksie wees. Okay, so ek gaan skryf dit net gou vinnig myself hier neer. Sink gaan na sink 2+ toe en koper 2+ kry 2 elektrone en dan gaan na koper toe. Okay, so daar is my 2 halfreaksies. Okay, nou kom ons lees gou hier. So hulle sê die konsentrasie van die sinkione in die sinkhalfsel neem geleidelik af. Wat gebeur hierso? Jy produseer sinkione. So die konsentrasie gaan nie afneem nie, die konsentrasie gaan toeneem. So B is A is verkeerd. B. Die konsentrasie van die koperione in die koperhalfsel neem geleidelik toe. Wat gebeur daar? Die koperione slaan neer as koper. So die koperione neem geleidelik af. So hy is verkeerd. Die negatiewe ione migreer vanaf die sinkhalfsel na die koperhalfsel. Okay, so wat het ons hier? Hierdie word geproduseer en hier bly dan daar mos nou wat ook al die negatiewe iones bly oor. Né? Is julle met my? Gaan net hierna toe gaan weer. Waar het ons al 'n koper sinkhalfsel? Hierso is die koper sinkhalfsel. Wat het hierso gebeur? Die sinkione word meer. Die koperione gaan weg, so ons bly oor met negatiewe ione. So die positiewe ion, die kation, gaan vanaf sink en die negatiewe ion gaan vanaf koper.
positiewe ion sink, negatiewe ion koper. So kom ons kyk gaan na ons opsies hierso. Die negatiewe ion vanaf sink. Ons het gesê die positiewe ion vanaf sink. So nie aan nie. Ons kyk na D. Die intensiteit van die kleur van die elektrolyt in die koper halfsel neem geleidelik af. Wat gebeur daar by die koper halfsel? Die koper, die blou elektrolyt, slaan neer as die koper daar bruin laagie. So hy word al 'n minder blouer, minder blou. So ja, daai ene is reg. D. Kan ek sien wie het hom reg? Huiswerk gehad. Okay. Goed, volgende een sê hulle vir jou. Watter een van die volgende oplossings kan in 'n aluminiumhouer gestoor word? So dis 'n ander vraag wat ons nou net gehad het, maar net omgekeerd. So hulle sê die houer is aluminium en watter een van hierdie kan daarin gestoor word en ons gaan kyk na al die positiewe ione. Kyk. So ek gaan net daai ene vat en ek wil net gou hierso delete. Okay. So ons het wat? Ons het 'n aluminiumhouer en ons wil gaan soek vir koper. Nou ene tog. Waar is koper? Hier is oopsie. Hier is koper en dan het ons natrium. En wat nog? Sink. En wat nog? Chloor. Lood is Pb. Okay, so as jy so daarna kyk, dan sien jy, hierdie 3 is almal aan die een kant, so die een wat aan die ander kant is natuurlik reg. Of, jy wil nie hê, hierdie reaksie moet gebeur nie, want dan het jy nie meer jou oplossing as jy hom gaan soek nie. So jy wil nie 'n Z hê nie, so dis daai ene. Okay? So die antwoord is natriumkloried. So. Goed, volgende. Hulle is almal aan die een kant. En hulle lyk my op hulle enige kant. Hier is aluminium. Hier is almal onder hom. En hierdie ene is bo hom. Chop. Kyk. Goed. Die mees algemene vulsel vir gaatjies en tande is dental amalgam. 'n vaste oplossing van tin, silwer in kook. People. Daai daar. Maak jou dood. Kook is mercury. Mercury poisoning is soos waarmee al die mense in die ou tyd dood gegaan het. Sê weer? Ek kry lead poisoning ook. Ek kry heavy metal poisoning ook. Anyway, so jy wil nie dit hê in jou tande nie, want dit as dit daar gaatjie is en dit gaan stelselmatig direk in jou senuwees in, dan kry jy goeie soos MS en kanker en al sulke tipe dinge. Dis nie die enigste oorsaak nie, maar dis 'n groot oorsaak daarvan. So gaan kyk in jou gaatjies of dit donker is. Okay. Indien jy byt op 'n stukkie aluminiumfolie wat in kontak is met jou vulsel, kan jy 'n pynlike sensasie voel. Daai moet vir jou soos 'n klou gee. Luister, hier is jy besig met gemors. Anyway, hoekom sal jy 'n pynlike sensasie voel? Want die aluminiumfolie is hard, ons almal weet dit is nie. 'n Tydelike galvaniese sel opgestel word terwyl die aluminium en die vulsel in kontak is, maybe. Elektrone na die aluminium oorgedra word, maybe. 'n Tydelike elektrolytiese sel opgestel word terwyl die aluminium en vulsel in kontak is. Nee, nie elektrolytiese sel nie, want daarmee moet jy begin met 'n battery en jy het nie 'n battery in jou mond nie. Dit kan wees 'n galvaniese sel. Okay, so ons wil nou weet watter een tussen B en C is korrek. So wat soek ons hierso? Ons soek vir tin, silwer, kook en ons soek aluminiumfolie. Okay. Is julle met my? Ons soek vir aluminium, daar is aluminium en wat is die ander wat ons soek? Kook. Is kookie op? Haagie. Waar is die haagie? Haagie is onder haagie. Onder aan die
Ja, dankie. Daar is hy. En wat nog? Silwer is is dit silwer? Ja. En tin. Daar's tin. SN is tin. OK. Goed, so jy sien daar elektrochemiese sel kan opgestel word. Nou, wat ek nou vir julle hier wil sê is hy kan want aluminium gaan nou elektrone afgee. En daai elektrone kan opgeneem word deur tin en deur silwer en deur kook. OK, dit hang af hoe die mengsel lyk, dit hang af waar, jy weet soos wat sê en is bo en kom hy eers in kontak mee, dit hang af hoe sterk is hulle vasgebind, dit hang af watter vorm is hulle in vasgebind en. OK, so die aluminium gee elektrone af en dit kan opgeneem word deur tin, dit kan opgeneem word deur silwer en dit kan opgeneem word deur kook. OK, wat is ons opsies hier? Hulle sê 'n tydelike galvaniese sel word opgestel terwyl aluminium en die vulsel in kontak is of elektrone word na die aluminium toe oorgedra. Wat het ons gesien nie? Aluminium gee elektrone af. OK, so dit is nie C nie en daarom is dit B. OK, volgende ene. Die reaksies hieronder vind in twee verskillende elektrochemiese selle X en Y plaas. So daar is X en daar is Y. Watter een van die volgende beskryf die stof wat by die katode van elk van hierdie selle gevorm word korrek? So wat word daar gevorm? Sorry, ek wil net vinnig iets kyk. OK, so ons kan eintlik nie, ek moes eintlik nie vir julle B gegee het nie, want want X is 'n elektrolytiese sel. Kom ons kyk maar of julle uitgefigure het wat daaraan gaan. OK, so vir by sel X. OK, gaan koper koper 2 plus gaan na koper toe en chloor minus gaan na chloor toe. OK, hoe gebeur dit? Die ene moes elektrone bygekry het, 2 spesifiek. Hierdie ene moes elektrone verloor het, 2 spesifiek. So as hy elektrone bykry, is dit die reduksselfreaksie en hierdie ene is die oksidaselfreaksie. Hulle vra vir jou wat vind plaas by die katode? Katode is die reduksselfreaksie. So wat word daar gevorm? Gevorm word daar koper en koper. Ja? Dan by sel Y, kom ons kyk wat gebeur daar. Daar het ons sink, gaan na sink 2 plus toe en koper 2 plus gaan na koper toe. Hierdie ene kry 2 elektrone by wat beteken hy is die reduksselfreaksie en dit is by die katode. So daar word koper gevorm. Koper, so die antwoord is B. Sjap. Volgende ene. Iemand 'n vraag daar, julle moet my stop as julle 'n vraag het. Goed, watter een van die volgende stellings rakende die anode van 'n standaard galvaniese sel in werking is korrek? Ons weet by die anode is waar oksidasie plaasvind. En oksidasie is byvoorbeeld 'n metaal gaan na metaal plus 1 plus 2 plus 3 plus wat ook al en dit gee elektrone af. So hy gaan in oplossing is in of hy los op. OK? So hier sê hulle die anode neem elektrone op, nee. Die massa van die anode neem af, could be, want hy word weggevreet. Die konsentrasie van die elektrolyt in die halfsel neem aanvanklik af, nee, die konsentrasie neem toe want hy gee ione af. So C is verkeerd en die anode is die positiewe terminaal van die sel. Hy kan 'n positiewe terminaal wees, maar nie in 'n galvaniese sel nie. Dan is hy die negatiewe elektrone. So die antwoord is B. Kyk. Volgende ene, vraag 7 sê dit vir jou. Beskou die reaksie waardeur die volgende vergelyking voorgestel word. Watter een van die volgende stel die oksideermiddel in die bostaande reaksie voor? Anke, waar vind ons die oksideermiddel by die reduksie of oksidasie selfreaksie? Die reduksie selfreaksie.
Oksideermiddel kry jy by die reduksie, halfreaksie en Frederik, ek wil by jou weet, watter een is die reduksie halfreaksie? Silwer-ioon na silwer of koper na koper-ioon? Jy is reg. Silwer. Okay, so daai ene wat hy kry elektrone by. Okay, so hy kry elektrone by. So is die reduksie halfreaksie, soos die ding waarmee jy begin. So dit is die silwer-ioon. Jy hom reg, Frederik? Okay, dis op jou. Okay, volgende vraag was nie vir huiswerk nie, maar nou kan julle dit doen nadat ons vandag se les gedoen het. Hulle sê dan vir jou, wanneer die netto of algehele selreaksie in 'n galvaniese sel, sy ander naam is voltaiese sel, ewewig bereik, is die EMK van die sel wat, Rikus? As die sel ewewig bereik? 0 is reg. Volgende ene. 4 stellings aangaande galvaniese selle word hieronder gegee. Watter een van hierdie stellings is waar? Okay, anode is positief, vir oksidasie pluspunt, katoode negatief reduksie, selreaksie is endotermies, selreaksie is eksotermies. Wat sê net jy gesê, Amonai? Gina? Enk? Die antwoord is D.